Gaan die staat dalk beslag lê op die pensioenskemas? Ek dink daar's 'n baie goeie kans daarvoor. Na aanleiding van dit wat Siener gesê het, Siener het gesê hy sien ons nasionaliseer hulle voor die voet. So ons gaan dit sien. En daar is genoeg vrese op hierdie stadium in die media, dit is ooglopend na die uitsprake wat sekere regeringsamptenare gemaak het, of voormalige amptenare, dat daar 'n kans is dat hulle die pensioene gaan vat. Ek gaan 'n video hier op die einde van hierdie spraatjie van my bysit, waar 'n baie bekende of 'n voormalige regeringsamptenaar, 'n swart man gesê het, dis nie nodig dat die ANC leen nie aan die buiteland, by die Joodse bankiers nie. Hier is genoeg geld in Suid-Afrika wat hulle kan gebruik om hulle probleme met hulle budgets uit te sorteer. Die land is bankrot. Die ANC die land in 'n ashoop in bestuur, in die sewage in. So, want hulle kan nie bestuur nie. Hulle kon nog nooit bestuur het nie. So, die feit dat 'n mens net het verwag het, beteken dat jy self 'n sot was. Daar was baie sotte in 94 wat gedink het die ANC kan enigstens 'n land bestuur. Ek was nie een van hulle nie. Maar hoe dit ook al sy, die Beeld het nou 'n berig uitgebring waar hulle sê die staatsamptenare moet asseblief net kalm bly. Hulle moenie nou bedank en hol vir hulle pensioene nie. Jy sien hulle vrees 'n run op die pensioenfondse. En dan gaan die pensioenfondse sukkel om uit te betaal. Maar ek wil vir jou sê, dit vat by die pensioenstelsel, om jou goed hierdie verskillende departemente te kry, maklik 6 maande. So ek wil amper sê, dis te laat. Dis te laat om nou te hardloop, vir jou bedanking en jou pensioen. My persoonlike opinie, ek mag verkeerd wees. Maar ek dink ons gaan sien, voor die einde van die jaar, en heel moontlik vroeër, dat die regering heeltemal marxisties raak en begin om te nasionaliseer, om homself te laat balanseer. En ons gaan sien dat die geld wat uit die buiteland uitkom, daardie stroomgeld gaan afgesny word, baie binnekort. En dan word Suid-Afrika 'n put van hongersnood, werkloosheid en grootskaalse geweld. Jy moet nou al jouself begin rad daarvoor, want dit kom. He says, as a government, you tax or borrow. That's how government fund their budgets. Is it as simple as that? And what's the way forward now for the finance minister in order to deliver a credible budget? No, it's not about the current thinking. The current thinking of borrowing money from elsewhere. When South Africa is one of the top 30, it holds one of the top stock exchanges in the world. It has pensions, and developed countries don't borrow from the markets, they borrow from their pensions. South Africa has pensions it can borrow from. So this is the resource that South Africa has in abundance. The stock exchange is about 18 trillion worth. The budgets by government are about 2.23 trillion worth. We have enough resources to borrow from ourselves. We don't need to increase any taxes or anything of that nature. What we need is to actually deal with our consequence management around theft. We know and we avoid borrowing from ourselves because we know we'll steal the money. And then we'd rather go and borrow from somebody else and steal their money. But the net effect of that is that the sovereign will still have to pay for those stolen money, either just because of laxity of management or even direct theft. The Zondo Commission is very clear on these results. Yeah. So until we confront these evils, we are going to have these kinds of problems. And this postponement will not be the last. Yeah. Wow.